stadium was ek in die polisie gewees. Ek het by die vingerafdruk afdeling gewerk. En ek het die middag op pad uit van die werk af het ek in 'n skoolvriend van my pas geloop, wat toe nou in die weermag is. En ek en hy het besluit, kom ons gaan daar na die kantien toe. Had 'n dokter ingekom met die naam van Jonathan Earl. Hy was op daai stadium was hy besig om te spesialiseer in ortopedie. En hy het net reg na my toe gekom en my sê, Mr. Walker, I'm Jonathan Earl. Doctor here, you had an accident and I'm sorry to say, but you will never again walk in your life. Wat? Toe hy dit vir my sê, toe sê ek vir hom, maar wie die hel is jy om dit vir my te sê? Jy weet, jy gaan nie weet loop, jy weet, onmiddellik jy's op stroppel is, jy is kwaad, nie net vir hom nie, maar jy is sommer nou in die moer en vir die hele wêreld, dus ek het ijshokkie gespeel, korfbal gespeel, motorfiets gery, weet, al die goeders, en nou skielik sê hierdie ou vir jou, jy gaan nooit weer loop in jou lewe. Ek verander, ek het gesê, weet wat, nee, ek het dit aan myself gedoen. Die lewe het my nou een moer geklap. Maar kom ek wys op, hy gaan my nie onderste boot klap. En dit is waar my houding vandaan kom vandag nog. Jy gee my die lewe gee jou druk nie terug. En ek is die ou wat gaan sype daai aand. Niemand het my gedwing nie, niemand het vir my gesê, hoor jy, gaan doen daai dinge en dis ek. So ek kan niemand blameer en behalwe myself. Terpleeg of so iets, jy wil nie dit deurgaan. Asseblief, voordat jy daai gat ou in die bar wil gaan wees, wat kan sê, hoor jy, ek kan hierdie bottel stroom klaar drink en dit gaan my niks doen. Omdat jy ietsie wil bewys, jy bewys, bokkel. Moenie moed opgee. Want om jy lewe te neem, nee, ek weet nie waar ek gaan eindig nie, maar ek gaan nie, my Bybel het my geleer, jy mag nie jou hand in jou eie lewe slaan. So ek wil nou maar liewers nie daai in 'n challenge en sê, hoor, kom ek try dit en kyk waar gaan dit uit of opeindig nie. So, asseblief moenie. Dit is Een dag op 'n slag. One day at a time, soos alkoholus. One day at a time. Vat hom soos hy kom. En dit is die beste raad wat ek vir iemand kan gee wat nou in 'n rolstoel. Moenie skrik, ons het geskrik toe ons in die spinale eenheid was, dan kom jy ou in. Dan vra jy vir hom, hoe lank is jy al in 'n rolstoel? Dan sê hy 10 jaar, dan sê jy 10 jaar. Ek gaan nie 10 jaar in 'n rolstoel wees nie, ek gaan miskien meer eendag loop. 10 jaar in 'n rolstoel. Hier sit ek toe, 31 jaar later. En ek gaan nog steeds aan met die lewe. Ek wil net vir mense wat dink hierdie is nou 'n grap. Lag vir die ou balle hier waar hy nou met julle sit gepraat. Ek wil vir julle sê, dit het my 31 jaar gevat. Ek het in 'n leen geleef. Ek het vir mense vertel, op pad huis toe het 'n hond voor my ingehardloop en ek het uitgeswaai vir die hond. En dis die storie waarby ek gestaan het vir 31 jaar. Net my familie het geweet wat gebeur het. Vir 31 jaar lank het ek vir almal gelieg en gesê, dis nie drank wat dit veroorsaak nie, dit was 'n hond. Wees eerlik met jouself. Wil jy vir almal jok en net jy weet die waarheid en jy wil uitkom daarmee? Wel, jy gaan bly, moet uitkom daarmee as jy in 'n rolstoel sit. Jy moet nie gaan drink en bestuur nie. Weer is vervelig om dit te hoor. Maar glo my, dis nie vervelig om vir 31 jaar in 'n rolstoel te sit.